Ons gemaak so 'n draai in Genesis op hierdie stadium. Ons is nou daar in Romeine waar ons gesê het, ons is nou op die punt waar ons na God se kant toe gaan. Ons het na die mens gekyk en nou gaan ons na God kyk. Maar ons gaan net so 'n oombliekie 'n breek vat. Hierdie Sondag gaan ons 'n bietjie na Genesis 1 en 2 kyk. Ons gaan na die skepping kyk. En dan gaan Marinus vir ons oor die sondeval volgende Sondag 'n preek doen. En dan gaan ons eers weer terug 'n bietjie Romeine toe en dan so een keer elke maand gaan ons deur die hoofstukke van Genesis 1 tot 11 werk. Want dis 'n baie interessante deel van die Bybel hierdie. Genesis op sigself is reeds die bron van baie debatte. Soos byvoorbeeld, wie is die skrywer? Wanneer is dit geskryf? Hoe is die inligting bymekaar gemaak? Hoe het ons daai inligting bekom? Veral die eerste 11 hoofstukke sinne. Want die vloed het plaasgevind. So hoe het ons die inligting gekry? So veral as ons hier na die skepping, na die sondeval, na die mense verval, na die vloed en na die toring van Babel in ag neem, dan raak dit 'n baie interessante gedeelte van die Bybel hierdie. Daar's verskeie teorieë oor wie en wanneer van hierdie boek. Wanneer het gebeur? Wanneer is dit geskryf? Wie het dit geskryf? So sommige meen dit is losgeskrewe stukke uit verskeie eras uit, of dalk oorvertellings wat later gedokumenteer is, wat oor tyd saamgesit is en dan op 'n stadium verwerk is deur 'n hoogs geletterde skrywer, dalk in Dawid se tyd, of dalk selfs in die ballingskap. Die skrywer was iemand wat baie goed kon skryf. Dit is baie duidelik, die literatuur, die kwaliteit van hierdie skryfwerk is ongelooflik. Nou die Joodse tradisie sê, dit was die werk van Moses. Moses het dit aan mekaar gesit, Moses het dit geskryf. En dit laat 'n mens dalk so 'n bietjie sig van verligting gee. Dit voel dan meer so om die draai van die gebeure wat beskryf word. So dis nie so ver soos Dawid of selfs na die ballingskap dit klink vir ons 'n bietjie ver. Maar as die Joodse tradisie reg is, dan is dit die werk van Moses. En dan is dit vir ons dan so 'n bietjie beter. Of is dit? Hoe ver is Moses verwyder van Adam af? Wel, 26 generasies of rondom 2500 jaar. Die tyd wat verloop het tussen ons en Christus is korter as die tyd wat verloop het tussen die skepping, tussen Adam en Moses. OK. En tussen die vloed en Moses? Ten minste 850 jaar. Nou kan ons dan al begin saam praat, maar nog steeds, ek meen, ons praat nou so van 1200s, die donker middeleeue. Dis hoe ver het terugstrek. En as jy tussen Josef en Moses wil kyk, waar Genesis eindig en Exodus begin, dan sien ons 'n minimum van 300 tot 400 jaar. En dit tref ons dat hierdie is groot tydspanne wat plaasgevind het. En dan mag ons 'n bietjie verder krap. Hoe die inligting van voor die vloed na die vloed voortbestaan. Dis 'n baie moeilike een.
8 mense het dit oorleef. Ons noem die oor die algemeen hierdie stuk voor die vloed, die voorgeskiedenis. En ek dink ons sit met 'n uitdaging. Glo jy dat God hierdie eerste 11 hoofstukke, hierdie voorgeskiedenis, geïnspireer het? Of is dit maar fabels, is dit maar mites? Is hierdie 'n interpretasie van wat werklik gebeur het? Of is dit maar net 'n goed geskryfde mite? Soos wat ons op ander plekke ook kry. Die Epic of Gilgamesh, die Mesopotamiese se voorgeskiedenis, hulle verhale wat hulle geskryf het, wat ook 'n vloed ingehaat het byvoorbeeld, en ook 'n skepingsverhaal ingehaat het. Is dit maar net sulke mites wat ons nou maar hier ook bymekaar gemaak het? Of is dit 'n werklikheid wat die skrywer vir ons interpreteer? En ek noem dit interpreteer, want dit is nie stap vir stap gedokumenteerde geskiedenis nie. Dit is geïnterpreteer. Dit is iemand wat daai inligting gevat het en 'n doelbewuste proses daarvan gemaak het om vir ons iets te verduidelik. Dis waaroor die 11 hoofstukke gaan. As jy mooi daarna kyk, dan is dit die eerste era van die mens wat vir ons beskryf word. En teen die vloed kon God opgehou het. En die mens sou nie meer daar gewees het nie. Van skepping tot vernietiging. En God is genadig. Hy wil ons iets leer. So, as dit 'n interpretasie is van wat regtig gebeur het, want die naaste menslike samesteller kyk oor 850 jaar of meer daarna, dan is die volgende vraag: hoe lees jy en hoe interpreteer jy hierdie 11 hoofstukke? Ons sal baie mooi moet oplet wat ons doen. Kom ons maak 'n paar punte vir ons bymekaar oor hoe ons dit kan doen. Eerstens, ons kyk deur 'n baie nou poort. Net 8 mense en hulle kennis wat hulle by hulle gehad het. Nou wat voor dit aangaan. Of dit nou verbaal of geskrewe is, ons weet nie. Maar dis net daai 8 mense wat vir ons hierdie inligting kon oordra. Daar is niks anderster gewees nie. As ons na die skepingsverhaal kyk, dan raak hierdie poort nog nouer uit 'n menslike oogpunt uit. Want geen mens was daar gewees nie. Want die mens is oorwegend afwesig of hy's net nuut geskep, hy's deel van die proses. Hy kan nie observeer nie. Hy kan nie eenkant staan en kyk wat gebeur nie. Dan is daar nog die taalverwarring na die vloed. En dit maak ons vermoë om dit te interpreteer net nog soveel meer onseker. So ons moet nog so meer besef dat ons moet versigtig wees wat ons hier sê. Maar, kom ons draai na die ander kant toe. As God dit inspireer, dan kan ons met vertroue die temas interpreteer soos wat die skrywer dit aan ons voorstel. So ons moet oplet, waarmee is die skrywer besig? Want wat ons lees is gelaai met doelbewuste simboliek wat die raamwerk vir die res van God se groeiende openbaring, die res van die Bybel
vorm in hierdie 11 hoofstukke. En ons moet daarvolgens interpreteer. Ons moet oplet na hierdie goed. Want dit gaan wat God die res van die Bybel sê vir ons inkleer. So is ons geweldig belangrik om reg te kyk. So ons beste verstaan van Genesis 1 tot 11 is deur temas te neem en dit so te lees dat 1, God se optrede duidelik raak. Ons let op na wat God doen. 2, as ons van God se optrede praat, dan praat ons van sy karakter wat vir ons vanselfsprekend is. Ons moet oplet na sy karakter in hierdie tyd. En dan 3, ons gaan doelbewus die temas uit die teks uitlig en daarop fokus eerder as om die details te probeer oplos. Daar's goedes wat ons hierso lees, wat ons nie kan antwoorde voorgee nie. Dit los is in God se hande. Maar ons kan die temas uitlig. En ons kan duidelik sien waarmee is God besig. Dis waaroor ons gaan oplet. So, ons kan nou hierdie temas van God se groot optredes in hierdie 11 hoofstukke en die mense reaksie daarop in die volgende manier vir ons omskryf. Hoofstuk 1 en 2. God is kreatief en hy skep. Dis een tema. Dan hoofstuk 3. Die mens rebelleer, maar God gryp genadiglik in. Hy gryp in wanneer die mens rebelleer. Hoofstuk 4 en 5. Die mens hou aan. Hy stop nie net by sy eerste rebellie nie. Maar God bly steeds genadig en gryp steeds in om die mens te behou. Vers 6, hoofstuk 6 tot hoofstuk 8, gryp God finaal in. As die mens sy piek van vervallendheid bereik, en hy vernietig, en hy herskep, dis eintlik wat hy daar doen. Hy kom en hy herskep die aarde, en hy bring 'n klein groepie mense deur, wat dan van vooraf begin. En dan vers 9, hoofstuk 9 tot 11 sien ons maar, hier's 'n probleem. God herskep en die mens hou net aan verval. So die mens verval weer. En nou dwing God die mense om te versprei, want hy het beloof hy sal hulle nie weer vernietig nie. Kom ons kyk vandag deur die eerste 3 groot nou poorte na ons tema van die heel van die begin van Genesis. God is kreatief en hy skep. Dis hoofstuk 1 vers 1 tot 2. En ek het julle gevra om dit te lees. Hou hom daar oop by julle. Dan kyk ons na hom. Ons gaan nie alles lees nie, want dit gaan ons te lank vat. So soos wat ons aangaan deur die teks, soos wat ons aangaan deur die beskrywings, gaan ons dele daarvan voorhou as voorbeelde van wat ons besig is mee. So, ons kyk na Genesis 1 en 2. En as jy na die skepingsverhaal kyk, dan vorm dit 'n eenheid oor die hele gesprek van die eerste stelling, van dat God begin om te skep, waar hy sê in die hemel, in vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, tot waar Adam en Eva intiem in verhouding met mekaar staan. Wanneer God man en vrou by mekaar sit.
Hierdie verhaal bestaan uit 3 dele uit. Ons sal dit in hierdie 3 dele bespreek. Vers 1. Wat God se aksie beskryf. Wat doen hy? Dan hoofstuk 1 vers 2 tot hoofstuk 2 vers 3 waar hy verduidelik wat is die omvang van God se kreatiwiteit, God se skepping. En dan vers 4 van hoofstuk 2 tot vers 25, die einde van hoofstuk 2, verduidelik hy die rede vir sy kreatiwiteit, die rede vir sy skepping. Maar kom ons begin by vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Wat doen ons met hierdie eenvoudige, maar diep stelling? As jy so om jou kyk, dan is dit die resultaat van wat God gedoen het. Hy het die hemel en die aarde geskep. Dis 'n wêreldbeskouing wat van jou verwag om 'n geloofsbesluit te neem. Gaan jy God glo of nie? Net daar. In die eerste sin van die woord staan jy voor 'n keuse. Want dit vorm die fondasie van alles wat God openbaar. God skep. Dit is oorspronklik. Dit is omvattend. Dit wys sy kreatiewe karakter. Wys wie God is. En God se kreatiwiteit is die eerste eienskap wat ons aan blootgestel word as ons sy woord lees. Hy kies en hy skep. Ek wil hê dit moet insink vir 'n oomblik. Dis wie God is. Ons het al gepraat oor die ander fabels wat ons weet van die skepping en fabels wat ons weet van die vloed. Maar hierdie stelling, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, onderskei hom van enige ander kompetisie, want net God skep. En soos die psalmskrywer sê, want al die gode van die volke is nutteloos, maar die Here het die hemel gemaak. Hierdie vers wat ons nou mee besig is, hoofstuk 1 vers 1, omvat alles wat bestaan. En dit plaas God voor die begin van enigiets wat bestaan. Dit stel God se ewige karakter op, voor enigiets 'n oorsprong het. Niks het God geskep. Dit is hy wat bestaan en skep. En die skepping raak die dekor vir alles wat God verder gaan doen. So, alles gebeur in hierdie omgewing soos dit deur God opgestel is, sy skepping. Alles.
En die skepping vervul God se doel as 'n agtergrond vir wat hy gaan doen. Is vers 1 vir jou geloofwaardig? Glo jy dit? Dit kan net uit God se mond kom, want daar's niemand anders wat dit kon sê nie. Dit laat geen ruimte vir iemand anders om daar te wees nie. So dis God se stelling. En wat maak jy met die wete van hierdie stelling? Glo jy hom? Dis jou eerste vraag wat jy moet antwoord vandag. En nou gaan ons aan en ons gaan kyk na hoe God se kreatiwiteit ontbloot word, hoe die omvang daarvan vir ons verduidelik word, in hoofstuk 1 vers 2 tot hoofstuk 2 vers 3, en daai 7 dae wat hy praat van daarso. En ons het hier te doen met 'n hoogs digterlike prosa van baie hoë gehalte. Hulle omskryf dit as van die beste Joodse prosa wat ooit geskryf is. Hierdie stukkie. Dit is veronderstel om God te verheerlik deur wat hy doen. Dis wat hy doen. Dis waarvoor dit geskryf is. Is veronderstel om God te verheerlik deur wat hy doen. So elke stelling is funksioneel daarop gefokus om God te verheerlik, en dit mors nie plek nie, dit mors nie impak nie. Daar word nie gebabbel nie, dis gefokus. En die teks is doelbewus omskrywend, nie beskrywend nie. Die skepping beweeg van nutteloos, as jy vers 2 lees. Woes, leeg en donker, na nuttig. Dit wat die mens en die dier onderhou in die laaste skepingsdag, dag 6, onder die hand van die Here. God bring dit van nutteloos na ten volle nuttig. En hy doen dit in 6 dae. Wat geld as mates van sy kreatiwiteit. God kan dit in 'n dag doen. God kan dit in 'n oomblik doen. Hy sê, hy doen dit in 6 dae. En weer eens dwing dit ons om te vra, sien ons dit as geloofwaardig? Dat hierdie heelal met alles in dit in 6 dae geskep is. Glo jy God? Ons kan nie hierdie idee letterlik of wetenskaplik of filosofies opeis nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons is nie genoeg gegee om dit so te kan doen nie. Maar weer eens is dit nie die onderwerp ter sprake nie. Ons praat van God se heerlikheid en hoe dit vir ons gewys word. Die punt is, God kan dit so doen. God kon dit in 'n mikrosekonde gedoen het. Dit kom uit sy mond. Hy sê, hy het dit so gedoen. Glo jy hom?
Luister 'n bietjie na sy perspektief in hierdie opsig, in die deel van die verhaal wat beskryf word soos vers 20 tot 22. Vers 20 sê, God het gesê, laat die water wemel met lewende wesens, laat voëls oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep en al die lewende wesens wat rondbeweeg, waarvan die water wemel. En alle vleiende voëls volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, word meer en vervul die water in die see en laat die voëls meer word op die land. Het is interessant om te sien dat God die heeltyd 'n interaksie het met, die skrywer maak hierdie stelling van as 'n interaksie tussen God praat, God het gesê en God maak. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep. Hy praat en hy maak. En so openbaar hy sy skepping en ook sy wil aan ons. Hy wil die voëls skep. En dan skep hy die voëls, word vir ons gewys. Maar God sien ook in hierdie stukkie. God het gesien, einde van vers 21. God het gesien dat dit goed is. God let op. Dit is dieselfde woord vir voorsien, wat ons hier nou moet oplet. Die simbool daarvan. So, digterlik word ons bewus dat God altyd bewus is en dan voorsiening maak. Selfs radikaal, as hy hoofstuk 6 vers 5 die mense totale vervallendheid sien, nadat hy alles gedoen het om hulle te keer. En dan besluit om te voorsien deur te herskep deur die vloed. Onderliggend sien ons hoe die fokus opbou na die mens toe. Hy begin by die lig en hy gaan deur elke stap. Die grond, die water word geskei. Die diere word geskep en die mens word geskep. God weet wat is nodig om vir die mens om te kan floreer en bring die fokus daarop al hoe skerper met elke skepende stap wat hy neem. As jy by vers 26 kom, dan staan daar God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. Het fokus so na die mens toe. Daarom is God se skepping 'n genadevolle werk en skep vir die mense onthaalwe reeds 'n verbond met die mens. Soos hy met Abraham skep, soos hy met Israel skep, en soos hy met jou en my deur Christus 'n verbond skep. Is hierdie 'n verbond? Hy gaan die mens daar plaas en hy gaan vir hulle in vers 27, ons hom nou nie hier nie, gaan hy vir hulle die volgende verbond gee, hy gaan hulle 'n seën gee.
waaroor ons nou sal praat. En dis juist hierdie verbond wat die 7de dag aan ons gaan voorstel. In hoofstuk 2 vers 2 en 3. Hoofstuk 2 vers 2. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het, en hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën en hy het dit geheilig verklaar, want die dag het hy gerus van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Die 7de dag werk soos 'n skanier in hierdie verhaal. Tussen die twee skepingsperspektiewe. En dit maak ons bewus dat die mens onder God se rus ontstaan. Hulle word onder God se rus geplaas. Onder sy volmaaktheid moet hulle funksioneer. Dit wat hy gee, is vir hulle voldoende. En dit is belangrik om te onthou. Hy is in beheer. En hy weet wanneer om te stop. Wanneer iets reg en goed is, hy weet dit. En hy gee dit nou aan die mens in hierdie tweede perspektief wat ons vanoggend gaan behandel. Tweede perspektief. Nou verander die skryfstyl en word die aandag geskuif na die ander perspektief toe. God se vermoë, van God se vermoë na God se rede vir sy kreatiwiteit, sy begeerte. Hoofstuk 2 vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe dit geskep is. Die dag toe God die aarde en die hemel gemaak het. Dis die tweede inleiding. Die eerste inleiding is God het alles gemaak. En nou sê hy, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe dit geskep is. So hy begin weer met dieselfde storie. Maar nou kom sy begeerte in dit na vore. En sy begeerte is verhouding met sy skepping. Deur sy verteenwoordiger, die mens. Die een ding wat sy beeld dra, soos ons in die omvang van sy kreatiwiteit gesien het, vers 26 tot 28. Van die vorige hoofstuk, ons het hom nou nie daar nie. God het die mens na sy beeld geskep. Hy is sy verteenwoordiger. En God seën sy verteenwoordiger met 'n soortgelyke skepingsrol. Vers 28. God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rond beweeg. En dan plaas hy sy gees in die mens as 'n onderskeid van die res van die skepping. Dit sien ons in hoofstuk 2 vers 7. God het die mens uit stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Let op dat dit eerder God se verwagting is dat die mens saam met hom moet nou vorentoe beweeg, as wat die mens apart moet wees, apart moet heers. En jy sien dit vir die res van hierdie storie baie duidelik. Kyk hoe wag die skepping vir die mens om gemaak te word. Dit gaan oor die mens hierso.
In vers 5, geen struike van die veld was daar op die aarde nie, en geen gewasse van die veld het al uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Die skepping wag vir die mens. God neem dit dan verder en hy skep 'n tuin waar hy die mens plaas, vers 8. Die Here God het 'n tuin aangeplant in Eden, in die ooste. En die mens wat hy gevorm het, daar geplaas. En die mens beland nie net enige plek nie. Dit is belangrik om dit raak te sien. Die mens word in God se tuin geplaas. Wat voorsien? Vers 9. Die Here God het uit die grond allerhande bome laat uitspruit. 'n Genoeg om na te kyk en goed om van te eet. Luister, God gee nie net vir jou kos nie. Hy gee vir jou 'n lewe om te geniet. Ekskuus dat ek myself nou so onderbreek. Kom ons lees die verder vers 9. Die boom van die lewe was in die middel van die tuin en ook die boom van kennis van goed en kwaad. Die tuin van God in Eden is 'n met sorg voorbereide grondstuk wat vir die mens voorsien. God maak spesiale moeite daarmee. Dis 'n plek van ontmoeting tussen die mens en God, waar hulle verhouding tot uiting kan kom. Dis die doel van die tuin. Dit is vol simboliek wat weer en weer en weer in God se openbaring gaan voorkom, soos wat ons aangaan tot ons die laaste hoofstukke van Openbaring tref. Kom ons kyk na 'n paar simbole. 1. Eden beteken plek van genot. En daarom is die tuin die plek waar die mens vervuld kan leef onder God se hand en dit geniet. Dis hoekom dit Eden is. Tweedens, die tuin is 'n plek van volledige veiligheid en voorsiening met die boom van die lewe en die boom van die kennis van onderskeid. Die mens is veilig daar. Hy weet wat hy kan doen. En ons moet onsself die vraag afvra. Was daar alreeds teen daardie tyd 'n bedreiging vir God se skepping? Die antwoord gaan kom. Die derde simbool. Vers 15. Die Here het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. En dis juist daar waar ons begin vraagtekens kry. Is daar 'n bedreiging? Moes die mens na iets oplet? Hierdie bewerking en oppas kan ons ook lees as aanbid en gehoorsaam, dieselfde woorde. En nou verstaan ons waaroor die tuin gaan. Die tuin is 'n plek van aanbidding en gehoorsaamheid aan die Skepper deur sy verteenwoordiger. Die vierde simbool.
vers 16 en 17. Die Here het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Die tuin is geskep vir genot. Geniet die vrug van alles, sê God aan die mens. Behalwe van die boom van kennis van goed en kwaad, daai boom van onderskeiding. En dit is hierdie simbool, daai boom, wat die vrees in jou inblaas. Hoekom is God so eng oor die boom van alle kennis van goed en kwaad? Want sy waarskuwing is, jy sal beslis sterf. En dis 'n waarskuwing. Is dit 'n dreigement van 'n wrede en kleinlike God? Nee. Dis die waarskuwing van 'n liefdevolle God. Nou, hoekom is die boom van onderskeiding dan nou juist daar? God het die verhouding met die een wat sy gees dra, sy verteenwoordiger, met soveel liefde en sorg opgestel, as die doel van sy skepping. En hy verwag die mens se reaksie uit sy eie uit. Nie onder dwang nie. Die mens moet kies. En hier is die beste vrye keuse wat God aan die mens oorlaat. Gaan jy my vertrou om beter te weet? Gaan jy kies om my te vertrou? Of gaan jy eerder self wil onderskei wat goed en reg is en self die gevolge dra? Dis hoekom die boom daar is. En ons leef elkeen met hierdie vrug voor ons. Vandag nog. Elke dag. En ons kies. Ons kies om onsself te vertrou bo God. Ek en jy doen dit elke dag. Ons eis 'n tipe vryheid op wat buite God se goeie oordeel lê. En dan vra ons hoekom is dit uitmekaar het geval. Ons neem aan dat ons kan reg onderskei en ons wil God wees. Dit klink so goed, tot jy rondom jou kyk wat die gevolge van hierdie keuse uit voortvloei. Maar ons wil God daarvoor beskuldig. Dit was ons keuse en dit is nog steeds ons keuses wat ons uitoefen. En nie die wêreld val uit mekaar het as gevolg daarvan. Ons vernietig mekaar. Ons vernietig onsself. Ons kan nie soos God wees nie. Al wil ons so graag. En ons keuse oor hierdie boom van goed en kwaad se vrug veroorsaak ons ondergang. Dis wat die res van die 11 hoofstukke verduidelik.
maar daar's reeds hoop in die tuin. Dit is die laaste simbool. In die tuin is die vrug van die boom van lewe vrylik beskikbaar. Dit is vrylik beskikbaar aan die mens om homself met God te versadig en om tevrede te wees. In Openbaring 22 vers 2 kom die boom weer na vore. Hy staan waar God is. En hy dra die vrug wat die masies nodig het tot herstel. En wie anderster kan dit wees as Christus? Een volle lewe kom net in Jesus voor. En in hom sal die nasies ware genesing vind as die boom van die lewe. En as Jesus ons voorberei deur die nagmaal en vir ons sê, neem eet, dit is my liggaam. En neem drink, dit is my lewenssap. Net dan kan ons verstaan wat dit beteken om in die tuin te wees en die boom van die lewe te hê. Die tuin is ons veilige plek, waar ons rus. God is kreatief. God skep die mens met sy beeld in gedagte, sy heerlikheid. En Jesus kom bewys juis daardie heerlikheid, daai kreatiwiteit aan ons. As hy ons beeld na God en ons verhouding met God kom herstel deur die kruis. Glo jy hom? Kom ons bid saam. Vader, u skepping skree u naam uit. Dit loof u. En ons sukkel om te hoor, Here. Ons het gekies om nie te luister nie. Vergewe ons daarvoor, Vader. En wil u deur u Seun, Jesus Christus, ons herstel tot die rus wat u vir ons voorsien het. Amen. Ons gaan vir Jan vra en Robert vir ons die eerste liedjie bymekaar te stel wat ons voor die nagmaal gaan sing.